en om in ons te skep, Here, 'n visie van U, Here. U is besig om te openbaar aan die kerk hoe die kerk moet wees in die tyd waarin ons is. En ons prys U vanmôre, Here, want geen mens kan dit bepaal nie. My God, ek bid tot U vanmôre, dat U sal deurkom vir U volk, Here. Moenie dat U volk vanmôre in duisternis wandel nie, Here. Moenie dat U volk vanmôre in duisternis leef nie, my God. Maar ek vra dat U vanmôre soos 'n vuur uit die hemel sal kom, Here, en die lig sal wees op hulle pad, dat hulle koning sal sien, dat hulle koning tegemoet sal kom, Here, en dat hulle vanmôre sal besef, hulle het U nodig, my God. Ek bid tot U, Here, kom deur vir U volk vanmôre. Kom deur vir U nasie, Here, kom deur vir U kinders, Here. Laat ons nie, Here, vanmôre in die duister nie. Maar Here, vat ons deur. U woord sê duidelik, al gaan jy deur 'n dal van doodskadu weer, sal ek geen onheil vrees nie. Here, help ons vanmôre om nog steeds die hoop te behou. Dankie, Jesus. O, shit, o, seker ek behad. Dankie, Jesus. Seker ek en dat julle sal nooit kan sê, julle het nie geweet, maar vanmôre wil ek vir julle sê, ek wil vir julle wys hoe naby is ek aan julle. Ek het al baie van julle verskyn, want julle ore is nie, ore is nie, hoor dat ek vanmôre, my engele is om julle, my engele is om julle, julle gaan in 'n tyd in, waar julle gebede en alles gaan wegvat, sê die Here. Maar hoor vanmôre, jou gebed sal nog in die Jesus. Thank you, Lord Jesus. Dankie, Here. Dankie, Jesus. In die naam van Jesus. As jy gaan gevange geneem word, maar hoor dit, as jy daai gevangenis gaan sit, want dan gaan van julle dag besluit word. Maar hoor vanmôre. Dankie, Here. Halleluja. Ek het al so naby aan van julle beweeg, want julle was nie bewus daarvan. Het jy al ooit so gereed terwyl jy gebid het, het jy al bewus geraak van die soetereek? Dankie. As ek wat teenwoordig is, Here, is my heiligheid wat by jou gekom het. Dankie, Here. Dankie. Het jy al gevoel hoe daar 'n wind oor jou ore waai? Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Want jy is nie bewus van hierdie dinge nie, maar in die gees wat ek vanmôre vir jou sê, raak bewus in die gees. Ek is baie naby aan jou. Hoor my, jy het nie nodig om lank te roep nie. Jy het nie nodig om hard uit te roep nie. Net om by my uit sê. Dankie, maar ek wil dit vanmôre vir julle attent maak. Hoor dit is baie naby aan baie van julle, maar julle is nie bewus daarvan nie. Maar na vanmôre sal jy bewus wees en jy sal weet dat ek naby aan jou is. Halleluja. Dankie, Jesus. Dankie, Here, dat U nader is, Here. Dankie dat ons tot U kan nader, my koning. My hart gaan uit aan die Here. My hart gaan uit aan die vanmôre, Here, wat U nie ken nie. Wat 'n voorreg het ons, Here, as U kinders om te weet vanmôre U is hier. Ons dink aan die Here wat nie by U is vanmôre nie. Ons vra, Here, wees die openbaring vanmôre vir hulle. In Jesus naam. Amen. Amen. Jy mag jy sit plek neem.
of u sitplek neem. Wat 'n voorreg om vanmôre weer die woord met julle kan deel. Halleluja. As jy jou Bybel saamgebring het, blaai saam met my na Matteus 16. Matteus 16 gaan ek die woord van die Here lees. Matteus 16 vanaf vers 17 tot 19. Matteus 16 vanaf vers 17 tot 19. Is hy daar? En die woord van die Here spreek, hy sê, gelukkig is jy Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Halleluja. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit sal in die hemel oopgesluit bly. Tot sover die Here seën sy geleesde woord vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou daai stukkie skrif in 'n ander vertaling lees wat sê, hy sê, Jesus het geantwoord en vir hom gesê, Simon, seun van Jona, God sal jou seën. Amen. Gelukkig is jy, Simon Barjona, het Jesus gesê in die vorige vertaling. En hierin sê hy, en God sal jou seën. Dit is nie 'n mens wat vir jou gehelp het om dit te weet nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, die ek hoofletter, Jesus, ek sê vir jou, jy is Petrus, die rots. Amen. Die vorige vertaling sê hy, en jy is Petrus op hierdie rots. En die Here kom en hy sê, jy is Petrus, die rots. En ek sal my kerk op hierdie rots bou. Vyande sal my kerk nie oorwin nie. Hoor wat sê die Here vanmôre. Vyande sal my kerk nie oorwin nie. Aan wie behoort die kerk? Halleluja. Vyande sal my kerk nie oorwin nie. Die dood sal dit ook nie doen nie. Amen. So die Here sit sommer 'n stop aan die dood ook. En nou mooi is hierdie vers in vers 19, hy sê, ek gee vir jou die sleutels van my huis. Is dit nie awesome nie? Ek gee vir jou die sleutels van die koninkryk en die hemele. In die vorige vertaling. Hierdie vertaling sê, ek gee vir jou die sleutels van my huis. Jy sal dit oopsluit en jy sal dit toesluit. Jy sal vir mense leer dat God koning is oor hulle. Almal wat nie by jou die boodskap van God wil leer nie, sal nie in die hemel kom nie. Maar almal wat dit leer sal in die hemel kom. Prys die Here. Die Here seën daardie woord. Halleluja. Vanmôre wil ek met jou kom gesels oor wie is jou rots? As die Here vir Petrus gesê het, en jy is die rots. Wie is jou rots vanmôre? Wie is jou rots vanmôre? Jy sien, ons as pastore, en ek is vanmôre baie eerlik, ons as pastore is haal gewoonlik die stelling aan dat Jesus is die rots in ons lewe. Amen? En dis die waarheid, né? Maar in die skrif kom sê vir Petrus, jy is die rots. Die Here het daar van sy diensknegt gepraat. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy is deel van daardie diensknegt. En die Here sê vir Petrus, jy is die rots en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Nou as ek vanmôre sê, oom Nick,
Jy is die rots, jy is deel van die rots. En die Here sal op daai rots sy kerk bou. Ek haal niemand uit nie, ek sê preek net 'n voorbeeld. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as hy dit vir Petrus gesê het, en dis die mooiste openbaring ooit wat ek seker by die Here gekry het, was dat jy vorm verdeel, of jy vorm vanmôre deel van die rots waarop die kerk gevestig word. Jy vorm deel van die rots waarop die Here bou. Yes. Amen. As hy met Petrus gepraat het, met jou gepraat, kerk van die Here. Wie is vanmôre jou stabiliteit? Wie is vanmôre daai rustigheid in jou? Wie is vanmôre daai vesting wat in jou geplaas word? Want as jy die Here in jou het, kan jy nie anders, kan jy nie twyfel nie. Jy's gevestig. Ek raak opgewonde. En my seertoon is ook besig om weg te gaan. Halleluja. Halleluja. Wie is vanmôre jou standvastigheid? Kom aan kerk. Halleluja. Jy kan nie 'n kerk van God genoem word as jy gaan rondhardloop soos 'n afkophoender nie. Wie is jou standvastigheid? Wie is vanmôre jou voorsiening? En hier's een, prys die Here, wat ek vanmôre vir jou in alle erns wil vra. Wie is vanmôre jou oortuiging? Wie oortuig jou vanmôre? Wat oortuig jou vanmôre? Ek's 'n kind van die Here, maar sjoe. As ek na hierdie boeke kyk, dan wonder ek, Here, ek is oortuig, dit gaan nie goed afloop hierdie maand nie. Ek was daar. Ek's 'n kind van die Here, maar ek is oortuig dat hierdie kar gaan nog net so 'n paar kilometers ry, dan is dit verby. Kort ek 'n nuwe kar. Spreek nie profeties vanmôre nie, ek het 'n nuwe kar, die kar is daar. Die Here het hom gegee. Maar wie is jou oortuiging vanmôre? Petrus was oortuig direk, toef. Die Here met hom spreek. Direk. Maria Magdalena wat besete was met soveel duiwels in haar. Toe die Here vir haar spreek. Toe sy oortuig, sy's vry. Halleluja. Wie is jou oortuiging vanmôre? Wie is die een wat jou oortuig vanmôre? Wie is jou rots? En al is dit net jy, liewe kind van God, wat vanmôre hier voor my sit, wat daai vraag kan antwoord, wil ek vanmôre vir jou sê wie my rots is. Halleluja. En my rots vanmôre is die voorsiener van alle. Halleluja. My rots vanmôre is my oortuiger, Jesus Christus. My rots vanmôre is my standvastigheid, wat Jesus in my omgewing en binne in my kom sit vanmôre. My rots is my vesting in die geloof waarin ek is vanmôre. My rots vanmôre, kerk van God, is my stabiliteit vanmôre, wat my kan ophou in alledagse tye om te kan sê vanmôre is ek 'n kind van die Here. Dis wie my rots is. Dis wie my rots is vanmôre. Die Here sê mens moenie trots hê in jou, hoogmoed hê nie. Maar ek is vanmôre bly met 'n blye hart om te kan sê my rots is koning Jesus vanmôre. Ek is vanmôre hier om vir jou te sê, my rots is Abba Vader vanmôre. Ek is vanmôre hier vir jou te sê, my rots is Heilige Gees vanmôre. Hoekom? Want hy is jou oortuiger. Wie is jou rots vanmôre? Jy sien, Jesus praat met Simon wat toe nou Petrus is, hy sê, en hy gebruik hier voor hy sê, gelukkig is jy, Simon Barjona. Van die mens openbaar op hierdie oomblik nie aan Simon nie, maar die Vader. Geen profeet het aan Simon geopenbaar nie, die Here het alleen. Menende dat die Here 'n welbehae in Simon gehad het. Menende dat die Here vanmôre 'n welbehae in jou het, kind van God, jonk of oud. Jy sien, ek is nie vanmôre hier om net vir 'n sekere age group te preek nie.
Ek is vanmôre hier om 'n boodskap te bring aan iedereen en elk, jonk en oud, want weet jy wat? Die verskil wat jy gaan maak by jou werk en by jou skool en by jou werk en by jou huis as ouma en oupa en as ma en pa is vanmôre met die wete dat jy is deel van 'n rots wat geen Satans mag kan afbreek nie. So as jy skool toe gaan en jy sê vir die mense ek is deel van 'n rots, gaan hulle jou dalk aankyk met sulke groot oë. Dan vat jy net terug na Matteus 16 toe, hoor. Nadat die Here vir Simon gesê het, gelukkig is hy, het die Here sy naam verander na Petrus. My vraag was nog altyd hoekom gewees. Het jy al ooit gedink hoekom? Hoekom moes sy naam verander van Simon na Petrus? Het jy ooit aan daai vraag gedink? Ek het nog altyd gewonder as ek die Bybel lees, vra ek, Here, maar hoekom verander jy 'n naam van Simon na Petrus? Want Simon is net so 'n mooi naam. En die Here vat my en ek wil dit graag met jou deel vanmôre. En onthou, ek is nie 'n groot geleerde persoon nie. Ek vat wat die woord gee. As jy kyk na die woord Simon, né? Ek gaan jou 'n bietjie geskiedenis gee nou. As jy kyk na die woord Simon, in die Hebreëus beteken dit Shimon, né? Shimon, né? Wat hoor beteken. Sien met my. As jy gaan kyk wat beteken die woord Petros, dan beteken dit letterlik rots. Jy het dit al seker geweet, né? Die Here moes iemand vat wat net gehoor het en hom omgedraai het en gesê het, nou gaan jy die visible wees. Die Here moes iemand gevat het wat vir ewig net gehoor het wat sê die Here, om hom te vat en te sê, nou gaan jy dit uitleef. Jy sien, hoekom het die Here sy naam verander? Want Simon het net gehoor, maar Petrus het uitgevoer. Simon het net geluister, maar Petrus het gaan doen wat die Here gesê het. Simon het dalk net gehoor na wat die evangelie is, maar Petrus het dit gaan verkondig. Daar moes 'n change wees. Wat is jou change in jou lewe vanmôre, kind van die Here? Hoekom het die Here sy naam verander? Die Here het uit niks uit iets gemaak, en dis waarom ons hier sit vandag. Die Here het uit niks uit, letterlik niks gesê, laat daar lewe wees. En jy was gevorm. Die Here het uit iemand uit, wat net gehoor het, gesê, laat daar verandering wees. En dit was 'n doener. So kom die Here vanmôre in jou lewe en uit niks uit. Ek sê nie jou lewe is niks, asseblief moenie my kruisig na die tyd nie. Ek sê vanmôre, so kom die Here uit niks uit vanmôre en hy sê, kerk van God, jy word 'n doenaar nie. Jy word 'n doenaar, ek bedoel, 'n doenaar. Kan nie verstaan hoekom is die naam verander. Kan nie verstaan hoekom ons die naam verander het. Na iemand wat hoor, na iemand wat doen. Die Here het sy naam verander omdat hy 'n gewillige apostel en dienaar was. Simon, wat toe nou Petrus geword het. Omdat dit iets niets was wat die Here besig was om te skep. Petrus het nie dadelik geweet, hy gaan 'n paar hoofstukke van daar af, gaan hy vir 3000 mense die evangelie aanbied nie. Prys die Here. Imagine die gevoel wat hy moes gehad het. Te dink, alhoewel hy was in die krag van die Here, maar kan jy self indink, 3000 mense voor jou, poef, evangelie, almal is bekeer. Joh. Hy het iemand nodig gehad, die Here, wat bereid was om te aanvaar dat sy naam sal verander. En Simon het ingetree daarin. Met ander woorde, die Here het net, die Here het van net die woord hoor verander na die woord uitleef.
En waarop word die rots gebaseer? Op die woord van God. Jy as rots vanmôre is gebaseer op die woord van God. In plaas daarvan met hom te hoor, die Here het kom verander, laat kom leef dit uit. Die Here Die Here het van net hoor oor die kerk gestig. Die Here het van net hoor, jy moet gereed wees om skep, van jy moet gereed staan. Die hoor het 'n sienlike geword. Ook het die Here in stoor gehad dat iemand moes wees wat na mense kan relate. Wat Petrus iemand moes wees waarna mense kan relate. Hoekom sê ek dit? Want in daai tyd het hulle Jesus gekruisig. Hulle het hom nie geglo nie. En Petrus het die woord van God gaan verkondig. En die mens kon met hom relate. Net soos as ek hier by Jan moet staan. En ek sit my hand so op sy skouer, gaan hy vir my sê, Pastor, ek voel jou hand. Amen? Net so het die Here iemand nodig gehad om sy woord uit te leef, sodat jy as kind van God met daai persoon kon relate. Te sê, Here, ek hoor U. Prys die Here. Daarom sê die Here vanmôre, hy self sal sy kerk bou. En as jy vanmôre dink jy gaan self die kerk bou, het ek vir jou vanmôre 'n baie groot nuusbrokkie inligting. Die Here sê niks sal staan as dit nie deur hom gebou is nie. Dis nie Psalms. Ek dink dit Psalm 27 as ek reg is. Niks sal staan as hy dit nie gebou het nie. Net die Here kan bou in jou lewe vanmôre, kind van die Here. Net die Here kan byvoeg vanmôre. Sy kerk is nie vanmôre hierdie 4 mure waarin ons sit nie. Sy kerk is vanmôre julle wat in die banke sit en die oes daar buite. En jy vorm deel van die rots vanmôre. Is die rots nie veronderstel om die oes in te bring nie? Ons is veronderstel om die oes in te bring wat daar buite is. Saam met die Here. Amen? Jy sien, daardie ek in die skrif praat van 'n persoonlike bouer wat sy kerk perfek kom bou. Details aan sy kerk kom gee wat jy nie aan 'n kerk kan gee nie. Ek praat van ons elkeen vanmôre. En elkeen van ons vandag hier vorm deel van die awesome openbaring dat die Here op ons as die kerk voortbou. Meaning jy is klaar besig om te werk vir die koninkryk. Deuteronomium 32 vers 4 sê die volgende. En ek wil jy met hierdie asseblief die skrif gaan merk. Deuteronomium 32 vers 4. As ek reg is, is dit die tweede boek in die Bybel. Dis net na Genesis. En definitief voor Maleagi. Exodus is die vierde boek in die Bybel. Daar gaan ons prys die Here. Is jy reg vir die woord? Hy sê die volgende. Hy is die rots. Kan ek 'n amen kry? Hy is die rots. En hoor mooi wat sê hy oor die rots gedeelte. Hy sê sy werk is volmaak. Sy werk is heeltemal reg. Alles wat hy doen is regverdig, sê die woord. Hy is die getroue God, sonder onreg. Hy is regverdig en betroubaar. Dis vanmôre jou belofte. Op hierdie rots, meaning die rots van die eeue, praat ons vanmôre van ownership wat die Here kom claim. Ons praat vanmôre van genade. Ons praat van omgee, van oorwinning, van 'n deurbraak vanmôre. Wie is jou rots?
Die koning verander die apostel se naam, wat net hoor beteken dit na 'n rots, wat Petrus is, wat daarna toe lei dat duisende mense tot bekering kom, amen. En hy sê in sy woord, hy sê, gelukkig is jy Simon, en ek wil vanmôre jou naam in daai stuk sit, gelukkig is jy Jan, gelukkig is jy Annelie, gelukkig is jy Michelle, gelukkig is jy Isak, want jy vorm deel van 'n rots, jy vorm deel van die rots, want dit wat met jou geopenbaar word, ek ken nie jou openbaring nie, die Here doen, kom van die Here af, halleluja. En vanmôre kan ek vir jou sê dat jy is vanmôre geseën deur die Here. Gelukkig is jy want hy sorg vir jou. Gelukkig is jy want hy vertrou jou met 'n taak. Gelukkig is jy want hy glo in jou om dit te kan doen. Gelukkig is jy want hy is jou deurbraak. Die laaste stukkie vers wat ek met jou wil deel, 'n stukkie woord voor ek gaan afsluit is. My vraag vanmôre aan jou is, hoekom was dit dan juist Petrus? Petrus was nie 'n besonderde of intelligente of wonderlik mens of wonderlik in enigiets nie. Hy was nederig en hy was 'n visserman. Daar was niks besonders of uitstaande aan Petrus nie, en dis waarskynlik hoekom Jesus hom gekies het, want hy was gewillig. Die Here het nie 'n kerk kom red vanmôre net uit dokters uit nie. Hy het nie 'n kerk kom red vanmôre net uit professore uit nie. Hy het nie 'n kerk vanmôre kom red uit hooggeleerde pastore of doktors nie. Hy het 'n kerk vanmôre kom red omdat jy deel vorm van 'n groter prentjie. Jy is deel van daai rots vanmôre, kind van die Here, omdat jy nederig is en gewillig is om te doen wat die Here vir jou sê. En die booste van alles is omdat hy jou liefhet. En dan kom die Here en hy sê vir jou, ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit sal in die hemel oopgesluit bly. Meaning, toe die Here vir sy kerk op die rots gevestig het, en hulle het aan die kerk die toegang gegee, maar ook beheer gegee oor wat gebind en ontbind word. En ek wil vanmôre vir julle sê, as jy op die aarde 'n deur gaan oopmaak wat nie daar moet wees nie, gaan hy oop wees. Jy moet ontbind. Ek praat met iemand vanmôre. As jy vanmôre saam met die Here 'n deur oop toemaak, dan sal hy toe bly. Want wanneer jy vanmôre in die Here is, kan ons saam bid en siekes sal gesond word. Ons kan saam bid en bevryding vind plaas. Ons kan saam bid en deurbrake gebeur. Jy sien, kind van die Here, as jy iets op die aarde die toegang kan gaan gee, gaan dit vir jou oop wees in die hemel ook. Praat nie van die bose nie. Praat van die elemente van die Here. Halleluja. En dis vanmôre die stukkie skrif wat ek met jou wil kom deel het vanmôre as 'n kind van die Here. Dat jy is die sleutels gegee. Jy kan toesluit vanmôre. Jy kan oopsluit vanmôre. Halleluja. Daarom wees jou rots vanmôre. Ek sluit af. Die Here het gesê op die rots sal hy sy kerk bou. En ek wil vanmôre hê jy moet jouself oopstel daarvoor. Wanneer ons beweeg na die nagmaaltafel, is dit my hart dat jy vanmôre sal regmaak met die Here. Daar's nie 'n ander plek vanmôre as om as jy dalk by die huis gaan sit, dan word jou gedagtes besig, moet gou kos maak, moet gou dit regkry, waar jy vanmôre die geleentheid het om dit saam met die Here te doen. Jy sien, die tafel is vanmôre gedek vir jou. En ek kan die Here net loof daarvoor, want dit is vir my ook gedek.
Dankie Here. Ek gaan vra wie gereed is vir om saam met ek kom staan hier voor asseblief. Dit is skrif in Openbaring, hy sê, wie 'n oor het, laat hom hoor. Leen my jou oor vanmôre. 1 Korintiërs 11:27-33 sê, elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam, hoor mooi, en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Nou sê die Here gee die rede hoekom. Hy sê daar's 'n rede hoekom dit gebeur. Hy sê, daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf baie van hulle of julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld geoordeel sal word nie. Daarom my broers, as julle saamkom om die nagmaal te vier, wag vir mekaar. Ek gaan vra dat julle as gemeente net so 5 minute vat voordat ons die nagmaal gaan bedien. En ons wat vanmôre hier voor staan ook, ons harte ondersoek. Ek wil nie eendag daarbo staan en by die Here hoor, jy het nie my kinders gewaarsku nie. En mag ons dit prakties doen vandag. Ondersoek jou hart. Maak reg. Laat gaan. En neem deel aan die beker of aan die tafel. Want weet jy, jou gesondheid lê juis in die liggaam. En jou oorwinning lê juis in die beker. Ek vra, kom ons vat 5 minute voordat ons gaan bedien. Is dit reg met u? Here, u woord is voeding vir ons, Here. Die liggaam is gebreek sodat ons, Here, oorwinning kan hê
Here, vryheid kan wees, gesond kan wees. Die liggaam is nie net gebreek nie, Here, dit was geslaan vir ons. By every stripe we were healed. Ek loof U, my koning. Dat U aan ons as sondaars gedink het, Here, om ons kon vrymaak. Om ons kinders van U te maak, Here. Here, en U het U bloed laat vloei, Here. Sodat daar oorwinning kan wees. Verlossing kan wees. Here, ek bid vanmôre dat elkeen wat deel maak van hierdie liggaam vanmôre, Here. En eerstens, Here, wil ons U dankie sê dat U vanmôre deel maak, Here, hiervan. En ons nooi U vanmôre, Here. En ons sê baie dankie dat U aan die tafel saam met ons sit. Maar elkeen wat vanmôre aan hierdie nagmaaltafel deel maak van hierdie sakrament, Here. Wil ek vanmôre vra, Here, dat hulle dit met wysheid sal doen, Here. Ek glo in my hart vanmôre, Here, hulle het vergifnis gekry of hulle het laat gaan, hulle het reggemaak met U, Here. Ek vra vanmôre, Here, kom wees vir hulle die genesing wat hulle nodig het. Ons dink aan ons kinders vanmôre, Here. Ons dink aan hulle ook, Here. Maar dankie dat U alleenlik die geneesheer is vir daardie kinders, Here. Tot op die punt wanneer hulle kan besef wat dit is om nagmaal te gebruik, Here. Dis U vanmôre alleenlik hulle toevlug, Here. In Jesus naam. Kom ons gaan bedien die volk.